Dag sê, in vandag se broodbrokkie praat ons oor daardie tye wanneer ons voel asof God ons nie raak sien nie. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Genesis 16 vers 13 wat soos volg lees. Sy het die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Sy het naamlik gesê, hier het ek hom gesien wat my sien. In ons gejaagde, moderne wêreld is dit so maklik om soos net nog 'n gesig in die skare te voel. Miskien gaan jy tans deur 'n diep vallei van pyn, eensaamheid of onsekerheid. Dalk voel jy dat die laste wat jy dra vir almal om jou onsigbaar is, en in die stilte van die nag wonder jy onwillekeurig, Here, sien U my hoegenaamd raak, of weet U waardeur ek nou gaan? Die skrif neem ons terug na 'n baie spesifieke oomblik in die antieke nabye Ooste. Dink vir 'n oomblik aan die historiese werklikheid van Hagar in Genesis 16. Sy was 'n Egiptiese slavin in 'n vreemde land, ontneem van haar eie identiteit en regte. Nadat sy deur haar meesteres, Sara, hard behandel is, het sy as 'n weerlose vrou die barre lewensgevaarlike woestyn ingevlug. Sy was swanger, verwerp, desperaat en totaal onsigbaar vir die destydse samelewing. As 'n slavin het sy in die oë van die wêreld geen waarde of toekoms gehad nie. Tog is dit juis daar, in die onherbergsame wildernis, waar die engel van die Here haar kom opsoek. God spreek haar daar by haar naam aan. Hy sien nie net 'n onbelangrike slavin nie, hy sien vir Hagar. In daardie oomblik openbaar God sy karakter aan haar en sy gee vir hom 'n naam, El Roi, wat letterlik beteken, die God wat my sien. Hierdie geskiedkundige ontmoeting dra 'n tydlose teologiese waarheid. Dit bevestig dat God se onsaglike grootheid hom nie weerhou daarvan om betrokke te wees by die fynste, mees intieme besonderhede van ons lewens nie. Selfs wanneer jy voel dat jy op sy geskuif is en niemand jou trane raak sien nie, rus die oë van die Here met volmaakte deernis op jou lewe. Jy is nooit buite sy gesigsveld of buite die bereik van sy hand nie. Klou vas aan die belofte dat hy nie slegs naby aan jou is nie, maar ook binne in jou. Hier is 'n skriftuurlike feit om jouself aan te herinner. God se alwetendheid en alomteenwoordigheid beteken dat geen hartseer ongemerk by hom verbygaan nie. Psalm 34 vers 16 wat soos volg lees, herinner ons as gelowiges aan hierdie onfeilbare feit. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Hy hoor jou nie net nie, hy hou jou onophoudelik in sy oog. Onthou, jy is nooit alleen nie. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, in oomblikke van diep eensaamheid voel ek soms asof ek in die skaduwees verdwyn en dat niemand my raak sien nie. Vergewe my wanneer ek as gevolg van my omstandighede twyfel in U getroue teenwoordigheid. Dankie dat U El Roi is, die God wat my sien. Dankie dat U my pyn ken, my by die naam roep en naby my is wanneer my hart stikkend is. Help my om deur U Gees vandag vas te klou aan die ewige beloftes en te rus in die wete dat U oë altyd vol liefde en genade op my gerig is. Ek vra dit in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen.